In Johannes 6, vers 63, lees ek saam met jou, dit is die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. En dit is my gebed saam met jou dat die Gees wat lewe gee vir jouself sal leer, want ek kan dit nie vir jou doen nie. So, ek groet jou dan ook in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, genade vir jou en vrede vir jou. Daar in Johannes hoofstuk 10, vers 10, sê die Here Jesus Christus, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en die lewe in oorvloed. As ek vir jou so vra, van watter lewe praat die Here hier? Praat hy van die hiernoumaals of praat hy van die hiernamaals? En die feit is net dit, dat ons meer geneig is om te sê, dat die lewe waarvan hy praat, is in die hiernamaals, is in die ewige lewe. As ek vir jou so vra, sê vir my, wanneer begin die ewige lewe? Dan sou ons sê, nadat ek doodgaan. En dit is ook nie so nie. Want die Bybel leer vir ons baie duidelik, dat wanneer ek Jesus Christus aanvaar het as my verlosser, kry ek die ewige lewe. En daarom sê hy in 1 Johannes 5, hy wat Jesus het die lewe. So die ewige lewe, die lewe, begin nou, hier in hierdie lewe. En dit is wat ek graag vandag saam met jou wil deel. Om vir jou te kan sê, daar is die ewige lewe, en die kry ek wanneer ek Jesus as verlosser aanvaar. Maar daar is 'n tweede keuse wat ek moet maak, en dit is om nou voluit te kan lewe. En daai keuse beteken, dat ek Jesus Christus ook die koning van my lewe sal maak. Om hierdie dinge beter te verstaan, wil ek graag met jou lees uit Efesiërs 5 uit. Efesiërs 5 vanaf vers 15. Wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die wil van God is en wat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan moet ons ook kyk in watter konteks word dit vir ons gegee. Daarby bedoelend, wat staan voor dit? En as ons kyk na die opskriffies hier, wat die vertalers vir ons gegee het, dan is dit baie duidelik. Hy praat van die ou en die nuwe lewe. Riglyne vir die nuwe lewe. Lewe as mense van die lig. Nou, as ons hierna kyk, sou ons voel, maar hier is heeltemal te veel opdragte. Ek kan dit glad nie nakom nie. En dit is 'n baie goeie plek om by uit te kom, om te besef, maar ek kan nie uit myself uit nie. En daarom gee Paulus vir ons die geheim. Die sleutelteks hier, binne in dit alles, staan in daai woorde, word met die Gees vervul. Want dit is deur sy krag en deur sy hulp, wat ons alleen dan die volheid van die lewe sou kon smaak. Nou, is nogal vir my baie mooi om te kan sien hier, hoe dat hy sê, wat is die gevolge daarvan om met die Gees vervul te word? Dit is die joligheid van iemand wat 'n heerlike drankie te veel gedrink het en dan daarna kan lekker sing. Nou goed, daar is nou ongelukkig ander nagevolge, maar by die Gees is daar geen nagevolge nie. Die gevolge daarvan is dat ek in dankbaarheid lewe en dat ek voluit sing. 'n wonderlike vol lewe, dit is wat ek en jy baie graag sou wou hê. Hier en nou. Vervulling met die Heilige Gees is die geheim. En wat ons
hier moet leer, wat beteken die woorde? Want daar is baie Bybelse woorde wat ons gebruik en waarvoor ons die betekenis nie altyd het nie. En daarom wil ek graag hierdie beeld gebruik om vir jou te help om iets te verstaan daarvan. Wat ek hier in my hand het, is 'n handskoen. En as jy kyk, hy lyk net soos my hand. Hy's pragtig. Maar al is hy, hoe mooi, hierdie handskoen kan niks doen nie. Wat is nodig vir hom? Dit wat ek en jy nodig het. Want onthou, al is ek en jy pragtig gemaak na die beeld van God, is ons wat die geestelike lewe betref, is ons bederf deur die sondeval en kan ons nie uit ons eie uit meer die regte dinge leef nie. En daarom het ons nodig om dit te beleef wat ek nou gaan doen. Met my hand vul ek hierdie handskoen. En skielik is die handskoen lewend en is hy bruikbaar. Kan hy vat, kan hy oop en kan hy toemaak. Dit is presies waarvan ons praat as ons praat van vervulling met die Heilige Gees. Dat ons dan ook gevul sal word met die krag van God en dat ons op daardie manier bruikbaar sou kon word. Om dit nou nog beter te kan verstaan, wil ek weer vir jou 'n skets wys. Julle sal onthou dat ons gister die skets gebruik het van 'n huis en ons gaan dit vandag weer doen, maar hierdie keer gaan ons die plan gebruik. Hierdie huis met sy plan wys vir ons al die vertrekke. Want onthou dat ons lewens redelik in verskillende kamers verdeel kan word. Hier by die deur is daar die voorstoep. Dit is die eerste tree wat ek neem wanneer ek Christus in my lewe innooi. Dit is die deel van ons lewens wat ander mense van my kan sien. En nou kan ons die simbool van Christus plaas hier op die voorstoep. Christus in my lewe, maar let op, nog nie in beheer nie. Die voorkamer is die deel wat ek voorhou aan ander mense. Dit is hoe ek wil hê dat ander mense my sal sien. Hier het ons maskers op. Ek is vreeslik daarop gestel dat niemand van my moet sleg dink nie. Wat nou moet gebeur is dat Christus ook in beheer moet kom van die ander vertrekke. En dit noem ons vervulling met die Heilige Gees. Hoor jy? Dit is presies dieselfde, né? Christus in beheer, vervulling met die Heilige Gees. Net ander woorde. Nou vervulling met die Heilige Gees is in meeste van ons lewens 'n proses. En die woord vervulling in die Grieks hier staan die opdrag geskrywe soos wat ons in Engels sou sê, present continuous tense. Met ander woorde, vervulling is 'n daaglikse taak van oorgawe. Nou kom ons stap 'n bietjie oor van die sitkamer af na die gesinkamer toe. Kom ek vertel vir jou van 'n dag wat ek beleef het by 'n mannekamp. Daar waar die manne kan gesels oor manne dinge sonder dat hulle in die rede geval word of sonder dat hulle misverstaan word. En so na een van die gesprekke, toe sê die een man dat hy op hierdie oomblikke tot 'n insig gekom het, tot 'n sonde besef wat hy voorheen nie gehad het nie. Hoe dat hy so maklik tree vir trekkie eintlik agteruit gegaan het ten opsigte van sy gedagtewêreld. Hy het begin om al meer en meer na laat-aand TV-programme te kyk wat sy hormone in 'n ander wentelbaan geplaas het. En soos wat dit gaan met 'n verslawing, was dit later dan nie meer genoeg nie en moes daar ander dinge bygesleep word. Ander DVD's gekry word. En al hierdie dinge skelm wanneer sy vrou slaap. En toe het hy vandag besef, wat het gebeur sodat sy huwelik agteruit gegaan het. En hy het sy sondes, het hy daar bely teenoor ons, en hy sou ook sy sondes, sou hy bely teenoor die Here. Wat hy dus gedoen het, en dit is dit, dat hy, wat daardie deel van sy lewe betref, het hy van die troontjie afgeklim. Die eie ek was nie meer die belangrike ene nie. Maar Christus moes in beheer kom.
En skielik het hy hoop gehad, want hy het gesê, ek het al probeer, maar dit wou nie werk nie. Maar ek besef nou, ek wou dit aan eie krag doen. En nou, met die krag van die Here wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, wat die koning is dan van my lewe, sou hy dit kon doen. En dit was so lekker, om by die volgende kamp by hom te kon hoor, dat sy huwelik herstel het. En die blydskap wat hierdie man gehad het, want hy het gesê, dit wat hy gedink het vir hom vreugde moes bring, het hom eintlik verknig, en het sy vreugde van hom gesteel. Kom ons stap oor na 'n volgende vertrek. En hier stap ons by die kombuis in. Wat ek jou hier wil vertel, dit is van 'n baie naby familielid van my. Sy ken die Here, sy het die Here baie lief, en sy gehoorsaam hom regtig met haar lewe. Sy sit die Sondag in die kerk en die predikant is besig om te praat oor rasisme. Sy is heel rustig en sy luister nou maar, so half amper met die een oor, want sy het haar lewe lank het sy in 'n multikulturele omgewing het sy gewerk. En daarom het sy nie regtig probleme gehad nie. Maar skielik sit sy regop toe die predikant sê, ja, en daar in julle huis is die bedienindes koppies en breekware en eetware en wat ook al is onder die wasbak eenkant gebeure of buitekant in die stoorkamer. En dit is presies wat ook by haar so was. En met hierdie insig en hierdie, Here, ek is jammer. Ek het vooroordeele en ek het nie geweet ek het dit nie. Het sy die volgende dag haar bediende laat kom sit by haar tafel en sy het vir haar gesê, van nou af eet jy saam met my. Ons het dieselfde bord, ons het dieselfde koppies. Daai breekgoed van jou kan maar na jou huis toe gaan. En in die gesprek wat sy gehad het met die vrou, bely sy toe nou ook teenoor haar dat dit 'n sonde was en dat dit verkeerd was. Nou onthou nou, dit kon sy alleen doen omdat Christus in beheer was van haar lewe en nie haar eie ek nie. Haar eie ek sou dit nooit kon doen nie. En toe sy dit bely, toe voel sy ook dat sy 'n bietjie verder moet gaan en sê, en ek wil ook vir jou sê, dat ek is so jammer, dat as daar in die verlede dinge met jou gebeur het, wat vir jou seer gemaak het. En die volgende oomblik, begin hierdie swart vrou, begin sy huil. Sy is toe al in haar 60's, en sy begin vertel van vernederings, van aanrandings, van swaar kry, van dinge wat met haar gebeur het, wat haar tuister. En hier, in hierdie oomblikke van God is in beheer, en waar daar liefde is, en waar daar gegee word, kan sy al hierdie goeders uitpraat, en kon sy ook gesond word, van dit alles. Nou wat vir my vreeslik lekker was, is dat toe die familielid met my deel, dat die vrou het so na 'n week of wat gekom en gesê, haar kleinkinders sê, ons weet wanneer gaan ouma werk by so en so, want dis die dag wat ouma loop en sing. Die lewe. En sy, as die dame van die huis, het skielik iemand wat in haar huis werk, wat dit uit liefde uit doen, wat nie genoeg kan doen nie. En daar is 'n gemeensaamheid tussen hulle twee, wat daar nog nooit was nie. Al was al twee Christene, want daar was iets wat tussenin gestaan het. En dit is die ding wat ek baie graag vir jou sou wou sê. En dit is dit, dat jy sal na ander vertrekke, wat ons dalk nie vandag genoem het, in jou lewe moet stap. Jy sal die Gees moet vra, wys vir my, leer vir my, sodat daar lig kan kom in die donkertes van hierdie deel van my lewe. Ek het gekom, sê Christus,
dat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Maar hy het ook gesê, dat die vlees, die ou mens, gekruisig sal moet word. En dit is my gebed, dan ook dat jy die moed hiervoor sal hê. Kom ons bid daarvoor. Here, ons besef dat om U in beheer te plaas van ons lewe, het 'n risiko in. Want ons sal van die ou dinge in ons lewe moet laat gaan. Goed waarom ons gewoond geraak het, maar goed wat ons verslaaf het en ons vreugde gesteel het. Here, ons wil nou reeds in die volheid lewe van U liefde en sorg. Gee vir ons die moed daarvoor, in Jesus naam. Amen. Gees van God wat in my woon, preek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, preek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my